Ek wil nie so verhewe wees nie, kan ek nie maar hier onder staan nie. Of mag ek nie? Mag ek maar hier staan? Is dit reg? Wie kan my nie sien nie? Ek is dankbaar. Isak, ons leef in 'n baie interessante tyd. En ek gaan nou 'n paar lesings na mekaar gee oor dieselfde onderwerp tot ons dit deurgewerk het. So, dis maar nou net die eerste deel, die ander kom môre. En dan bespreek ons hierdie probleem waarop ons afvaar 'n bietjie breedvoerig. Kom ons open net gou in gebed. Hemelse Vader, aangesien ons in sulke ernstige tye leef en dinge na 'n punt toe kom, versoek ons ook spesiale krag en insig om dit tegemoet te gaan. In Jesus naam, amen. Jy is almal bewus daarvan dat die pausdom 'n groot beweging aan die gang gesit het om die kerke almal weer by mekaar te bring. En dit lyk vir my die Suid-Afrikaners kan nou net nie hulle vingers uit die evangelie laat neem. Hulle is weer betrokke, en julle het seker almal die video gesien van Biskop Palmer, wat die paus as sy persoonlike mentor het, wat met die evangelikale kerke hierdie ding aan die gang gesit het. Kan ek net sien wie dit nie gesien nie? So die meeste van julle het dit gesien en dis goed. Maar ons verstaan nie noodwendig die implikasies daarvan nie, want in daardie versoek het die paus 'n oproep gemaak dat die res van die broeders wat nie brood het nie, tog na Egipte moet kom waar hulle broers sal ontmoet wat wel brood het. Natuurlik is dit 'n interessante sinspeling. En dan het Biskop Palmer voorgelees die gemeenskaplike verklaring oor regverdiging deur die geloof, wat onderteken is deur die Romeinse Katolieke Kerk, die Lutherse Kerk en later die Methodiste Kerk. En terwyl hy dit voorlees, klink dit so wonderlik. En die evangelikale staan toe op en Kenneth Copeland praat toe somme in tale met die paus. Die arme Here en Kenneth Copeland en die paus het nie 'n klou van wat hy gesê het nie. Maar dit het alles baie goed geklink. En daarna, wat daarna gebeur het, is eintlik nog groter. Want hulle het toe gegaan na Rome toe en 'n vergadering is belê waar hulle ure lank gesels het oor hierdie dinge. En toe is daar 'n plan van aksie ingestel om dit te implementeer. En in hierdie laaste week is dit in kerke dwars reg oor die wêreld bespreek, inkluis die Suid-Afrikaanse kerke. En almal is geweldig opgewonde oor hierdie wonderlike nuwe beweging. En ek hoop die enigstes wat nie opgewonde is in dieselfde sin nie, is die Sewende Dag Adventiste. Nou, dis absoluut noodsaaklik dat ons verstaan waaroor dit gaan. Want as 'n mens lees wat hy daar uitgelees het oor hierdie verklaring, dan ruk jy hand so 'n bietjie, waar kan ek teken? Want dit klink so oulik. En as ons teologie nie ken nie, dan gaan ons in 'n struik trap. Want die duiwel is soos die houtjie van die galg. En hierdie ding is baie, baie groter as wat ons ooit kan besef. Dit is die finale besluit wat geneem gaan word of vir verlossing of verdoemnis. Dis hoe ernstig dit is. En as ons nie verstaan wat daar gebeur nie, dan gaan ons 'n probleem optel. So,
ek wil net 'n paar skyfies met julle deel oor ons boodskap en dan wil ek terugkom, kan ons die skyfies kry. Ons lees in die gees van profesie dat die derde engel boodskap in haar woorde righteousness by faith in verity is. Dit beteken dat die wese, die essensie, die kern van die derde engel boodskap gaan oor regverdiging deur die geloof. Dis die kern. Maar dis 'n boodskap, dis 'n waarskuwing aan die wêreld. En as ons hierdie essensie mis, dan is ons soos die Fariseërs. As ons dink die derde engel boodskap gaan oor 'n besluit of ek Sondag of Saterdag as die Sabbat gaan hou, dan het ek die buiteprentjie, maar ek het nie die kern van daardie derde engel boodskap nie. Want waarvoor staan die Sabbat en waaroor gaan die derde engel boodskap? Nou my skyfies is nog in Engels, maar ons praat maar Afrikaans, is dit reg met julle? In Filippense lees ons dat ons nie ons eie geregtigheid moet hê nie, wat van die wet afkom nie, maar dat hierdie geregtigheid wat ons op aanspraak maak, iets is wat buite ons is, wat 'n geskenk is van God. En die Engels sê, and be found in him not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Nou ons praat ook baie van regverdigmaking deur die geloof. En dit is eintlik katholieke leerstelling. Daar is nie so 'n ding nie. Dis regverdiging deur die geloof. Ons sal net nou sien hoekom dit so is. Nou die groot krisis is dat dit wat die arme protestante, die Lutherse kerk en die Methodiste kerk onderteken het niks te maak met regverdiging deur die geloof nie. Hulle het iets onderteken wat lyk asof dit regverdiging deur die geloof is, maar in essensie is dit iets heeltemal anders. En ons moet hierdie verskil verstaan. En dan moet ons hierdie waarskuwing aan hulle rig, want as hulle voortgaan daarmee, gaan hulle verlore wees. Dis hoe ernstig dit is. En as ons die pen optel en sê, maar dit klink baie goed, waar kan ons teken? Dan teken ons geboortereg weg. Dan is ons soos Esau, wat dit wegteken. Ons platform, sê die gees van profesie, is die geregtigheid van Christus. Dis ons platform. Jy weet, ons maak baie van die wet. En die wet, ja, die wet is deel daarvan, want dit is die karakter van God. Maar wat is die essensie van hierdie saak? As ons kyk na Jesaja, dan sien ons wat die taak van die Heilige Gees was, selfs in hierdie messiaanse voorspelling van wat met Jesus sou gebeur. En die Gees van die Here sal op hom rus. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Dit is 'n gees van wysheid, en hierdie gees sluit nie jou verstand uit nie, dit inkorporeer jou verstand. Dit is 'n gees van onderrig, van mag, van kennis en vrees van die Here. Dis nie 'n gevoel nie. Die Gees van die Here sluit nooit die kognitiewe uit nie, want die kognitiewe is die filter waardeur alles moet geskied. En dan, as ek dit verstaan, dan kan ek die geregtigheid van Christus verstaan, en dan kan ek oordeel. So hierdie dinge moet ons mooi verstaan. Nou kom ons kyk na die derde engelboodskap. Openbaring 14 vers 9. Gaan nou maar in Engels lees. And the third angel followed them, saying with a loud voice,
If any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest, day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dit klink soos 'n verskriklike, verdoemende boodskap. As jy die merkteken van die dier aanvaar, dan gaan jy die toorn van die Here, wat 'n vernietigende toorn is, bespeer, sonder genade, geen genade nie, en jy gaan totaal uitgewis word. En daar is geen rus nie. Nou waarvoor staan die Sabbat? Hoekom hou ons die Sabbat? Wat sê die Bybel? Hy herinner ons aan die skepping, en hy herinner ons aan die herskepping. Nee, hy het ons uit Egipte uitgehaal. Nou die Here het gewerk vir 6 dae, en toe het hy gerus op die Sabbat. Was hy moeg? Nee, hy was nie moeg nie. Terloops, werk die Here op die Sabbat. Jesus sê, my Vader werk, en ek werk. So wat 'n rus het God gevind? Hy het rus gevind in hierdie voltooide skepsel. Die woordkeuse is, hy kon asemhaal. Hy kon asemhaal. Hy het rus gevind. Nou, wat se tipe rus moet ons in die Here vind? Rus van ons werke. Ons moet rus vind in hom. Was Adam en Eva moeg toe hulle die rus ingegaan het? Nee. Adam het daarom 'n bietjie gewerk, hy het die diere name gegee, maar Eva het absoluut niks gedoen nie. So sy kon nie moeg gewees het nie. Is maar so, nee. So hierdie rus waarvan die Bybel praat, is rus van die eie ek en vervulling in Christus. Dis wat dit is. Nou as jy die merkteken van die dier aanvaar, dan aanvaar jy nie die rus wat jy in Christus kan hê nie. Want die dier staan vir eie geregtigheid. En geloof staan vir 'n geregtigheid wat 'n geskenk is deur skepping en herskepping, waar ek niks kan byvoeg nie. Ek word nie gered deur my werke nie, omdat ek 'n goeie Adventis is wat al die gebooie probeer hou nie. Ek word gered op grond van sy geregtigheid wat aan my toegereken word, nie deur my verdienste nie, maar deur sy verdienste. Dis rus. So ek kan ook sê, want as ek na my eie probeerslae kyk, dan faal ek maar, en ek kan mismoedig raak, is dit nie so nie? Maar die Here sê, kom rus in my. So hierdie boodskap gaan oor die rus. Aanvaar ek die rus in hom, waarvan die Sabbat 'n simbool is, of is daar 'n titseltjie of sommer 'n klomp eie ek
en eie geregtigheid in hierdie vergelyking. Nou die Adventiste het 'n klomp doktrines, en daar's 'n paar doktrines wat ons absoluut skei van die wêreld, en in die gees van profesie word hierdie uitgelig. Sy sê vanaf 1844 was daar 'n paar dinge wat uitstaan. Die een is die reiniging van die heiligdom. En dan natuurlik die eerste en die tweede engelboodskap, en dan die derde, waarop staan die gebooie van God en die geloof in Christus. En dan natuurlik die ark van die verbond, van die wet, die lig wat op die Sabbat van die 4de gebod geval het, en dan is daar nog iets wat uitstaande was, en dit is die sterflikheid van die siel. En dit is wat die verskil is tussen dit wat Adventisme is en dit wat wêreld is. En dit is die groot kenmerke wat die verskil gaan maak. En Sewende Dag Adventiste is 'n uitverkore volk wat afgesonder is van die wêreld met 'n baie spesifieke doel en 'n baie spesifieke boodskap. Hulle is wagters op die mure. So hulle moet kyk, wat se aanslag kom daar? Die muur staan vir wat? Die gebooie. Goed, kom ons gaan 'n stap verder. Die gebooie staan vir wat? Die karakter van God. So wat is die werk van 'n wagter op die muur van Zion? Hy moet kyk na aanslag teen die karakter van God. Dis die derde engelboodskap. Hy moet kyk na die aanslag teen die karakter van God. Nou God is wie? Hy is die skepper en hy is die verlosser. So wat gaan Satan aanval? Die skepping en die verlossingsplan. Dis wat hy gaan aanval. En die wagter op die muur van Zion moet staan en hy moet keer en skerm teen die aanslaer teen God as skepper. Is daar aanslae in die wêreld oor God as skepper? Wie van julle kyk National Geographic of enige een van daai soms? Wat sien julle? Aanslae op God, die skepper, is dit nie so nie? Elke tweede sin is 'n aanval. Elke tweede sin. Nou wat van aanslae teen God as verlosser? Die kerk se doel was om 'n wagter op die muur van Zion te wees, en die hervormers het dit pragtig gedoen en gesê, "Oké, Rome, jy kan nie kom met jou verlossing deur werke, ons is verlos deur genade, deur geloof in die voltooide werk van Jesus Christus." En nou vat daai einste selfde kerke die pen en hulle vra, "Papa, waar moet ons teken?" Wat moet die wagter doen? Hy moet skree. Hy moet skree. Hulle het so 'n belangrike werk, hierdie 3 engelboodskap. Hulle mag nie dat enige iets in die pad daarvan kom nie. Natuurlik, die gebooie van God is kern daarvan. Paulus het daarvan gepreek in Romeine en hy het gesê die wet is goed en so voorts. En dan die groot vraag in hierdie hele verlossingsplan is, was het nodig vir Christus om te sterf? Sy sê, the very fact that it was necessary for Christ to die in order to atone for the transgressions of that law proves it to be immutable. So die dood van Christus is absoluut gekoppel aan die wet. Is julle met my? Want as daar nie 'n wet was nie, dan was daar nie 'n oortreding nie.
En as daar nie 'n oortreding was nie, dan was daar ook geen noodsaaklikheid vir geregtigheid wat moet geskied nie. So die dood van Christus is gekoppel aan die wet en spesifiek die oortreding van die wet. Dit is 'n hoeksteen van Bybelse lering. Nou ek weet julle weet dit, maar die wêreld weet dit nie. En die paus ontken dit. En die protestante sê, waar moet ons teken? Hier's 'n groot probleem. Nou, hoekom wil jy nie beweeg nie? As ek vir jou sê beweeg, beweeg jy. Nou, ek is natuurlik stout, so ek gooi altyd hierdie goedjies in. Terwille van my geliefde broers en susters. Health reform, the right arm of the third angel's message. When properly conducted, the health work is an entering wedge making a way for other truths to reach the heart. When the third angel's message is received in its fullness, health reform will be given its place in the councils of the conference, in the work of the church, in the home, at the table, in all the household arrangements. Then the right arm will serve and protect the body. Bybels, Korintiërs, wat? Weet julle nie dat die liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? Ons behoort nie aan onsself nie, ons is gekoop met 'n prys, en derhalwe moet ons God eer ook met ons liggame. Nou, as die derde engel boodskap geregtigheid deur die geloof is, hoe onderhou ek die gebooie? Deur my eie krag of deur die inwerkende krag van die Gees? Help my? Julle is almal oortuig daarvan, né? Goed. As die gesondheidsboodskap deel is van die derde engelboodskap en deel dus van die geregtigheid van Christus, hoe onderhou ek die gesondheidsboodskap? Deur my eie krag of deur die inwerkende krag van die Gees? Julle is vas, né? Julle is vas. Goed. Wie het my geskep? God het my geskep. Wie het my geskep met 'n spesifieke verwysingsraamwerk ten opsigte van wat in my liggaam in moet gaan? Wie het dit gedoen? God. Het hy dit iewers neergeskryf? Genesis, daar staan presies hoe hy my geskep het en wat hy vir my gegee het. Is die mensdom daar of is die mensdom elders wat dit betref? Is mos so dat Satan die waarheid verwyder van die waarheid so ver as wat die ooste van die weste is. So die mensdom het geskuif na 'n ander uiterste van wat God se oorspronklike doel was. Is ek reg? So as ek die geregtigheid van Christus aanvaar, dan aanvaar ek ook dat hy sy geregtigheid in my gaan uitleef en dat ek weer in harmonie met hom gaan kom. Is ek logies of nie? Nou is my vraag, sluit dit die gesondheidsboodskap in of is dit opsioneel? So as hy my geestelik wil herstel, wil hy my ook fisies herstel, ja of nee? Nou as die toorn van God uitgegiet gaan word op diegene wat die geregtigheid van Christus verwerp, is dit die hele geregtigheid van Christus of net 'n komponent van die geregtigheid van Christus? Kom ons los dit daar voor ek moeilikheid kry. Kom ek los dit daar. So, julle stem saam, dit is deel van die geregtigheid van Christus. Goed.
Health reform is as closely related to the third angel's message as the arm to the body. Ek kan dit nie skei nie. Ek kan nie 'n krepel van die derde engel maak nie. Maar dit moenie die plek van die evangelie vat nie. En daar is sekere mense wat dit graag so prominent wil maak. En ek kan die siege verstaan. Jy weet, hier is iets wat ek nou presies kan beheer. Ek gaan nou nie daai ding eet ooit weer nie. Weg is hy. Kyk, ek het iets bereik. Wat is die probleem met daai sin? Daar sê, julle het hom mooi uitgekyk. Die probleem is ek. Dis deel van die boodskap. Dit is nie die boodskap nie. Maar as ek dit nie aanvaar nie, dan is ek 'n krepel. Ek sit sonder 'n arm, nogal die regte arm. Nou hier is nog een. Want ek pak nou die derde engel boodskap uitmekaar. New believers are to have a clear understanding as the end draws near and the work of giving the last warning to the world extends. It becomes more important for those who accept present truth to have a clear understanding of the nature and influence of the testimonies. Nie minder belangrik nie, ons probeer dit altyd onder die tafel insit. Moet dit nou nie so prominent maak nie. Hier staan die teenoorgestelde. Meer prominent. And the influence of the testimony which God in his providence has linked with the work of the third angel's message from its very rise. So deel van die derde engel boodskap is die gesondheidsboodskap. En deel van die derde engel is die gees van profesie. Kom ek verduidelik, soos ek het verstaan. God wil 'n volk terugneem na die oorspronklike toestand. Reg? Maar ons is in alle opsigte so ver verwyderd van die oorspronklike toestand soos die ooste van die weste. Die kerke het probeer, maar daar's 33 denominasies, elkeen met 'n ander riglyn, dat 'n mens so constipated het, is dat 'n mens nie meer weet of wie's wat en wie's wie nie. Nou hier kom God en hy sê, as ek my volk versamel, wil ek graag hê dat hulle hierdie dinge duidelik verstaan. En dit wat miskien nie so duidelik was nie, gaan ek absoluut kristalhelder maak. En hier, skryf neer wat ek wil hê in verband met hierdie Bybelvers, daai Bybelvers, hierdie. Wat beteken dit alles? Nou gee hy vir ons 'n pakket en 'n rigsnoer. As ek sê ek wil dit nie hê nie, wat sê ek? Ek verwerp dit, en wat verwerp ek dan? Die geregtigheidsbeginsels wat hy in my wil installeer, deur sy geregtigheid. Sien met my? So selfs die gees van profesie, wat duidelike riglyne is 'n geskenk van God om vir ons te wys waarheen hy met ons op pad is. So die gees van profesie vorm deel van die derde engels boodskap. The sacrifice for the sins of the whole world. It presented justification through faith in surety. It is the third angel's message in verity. So die derde engel gaan nie net oor jy hou die gebooie van God of jy hou die gebooie van die mense nie. Jy aanvaar die simbool van die Sabbat as jou teken dat jy God se gesag aanvaar teenoor die teken dat jy die pauslike gesag aanvaar. Dit is die boodskap in letter. Maar die gees daarvan is baie dieper. Want as ek die Sabbat hou,
dan sê ek vir die hele wêreld, ek vind rus in God se werke van skepping en herskepping. En omdat ek rus vind in sy werke, met die klem op sy, laat ek hom toe om my te verander in sy beeld deur sy werke. Is dit duidelik? Nou is dit nie 'n wettiese Sabbat wat ek hou nie, maar 'n geregtigheid deur die geloof Sabbat, wat die hele pakket insluit. Inkluis gesondheid, want dit het te maak met hoe hy my geskep het. Is dit duidelik? Goed. Nou die 10 gebooie. The principles of the commandments existed before the fall, and they were of a character suited to the condition of a holy order of beings. After the fall, the principles of these precepts were not changed, but additional precepts were given to meet man in his fallen state. A system was then established requiring the sacrificing of beasts to keep before fallen man that which the serpent made Eve disbelieve, that the penalty of disobedience is death. The transgression of God's law made it necessary for Christ to die a sacrifice. Ek herhaal het weer en weer. Die oortreding van die wet het dit noodsaaklik gemaak dat Christus vir my sterf. Ek was dood in my oortreding. Ek kan nie herleef nie. Ek kan nie reis uit my dooie toestand uit nie. Ek was nie verantwoordelik vir die toestand waarin ek was nie, maar ek het gesit met die toestand. Wie is daai man wat daai mooi voorbeeld gegee het? Ek kan nie sy naam nou onthou nie. 'n mediese dokter. Die lesing gegee. En hy het dit so mooi verduidelik. Hy het gesê 2 ouers wat AIDS het. En hulle skenk die lewe aan 'n kind wat as gevolg van hulle toestand die toestand erf. Die kind word gebore met AIDS. Is die kind verantwoordelik vir sy toestand? Moet die kind bely en sê ek is jammer vir my toestand? Nee. Hy hoef nie. Maar nou 20 jaar later ontdek die mediese wetenskap, hipoteties nou, 'n oplossing vir die probleem. En hulle kan nie die toestand genees. En hulle bied dit vir hom aan. En hy sê, nee, dankie, ek soek dit nie. Is hy dan verantwoordelik as hy sy toestand verder propageer? Ja. Nou dis ons. Ons is nie verantwoordelik vir die feit dat ons 'n gefalle natuur geërf het nie. Ons kan dit nie verander nie. Maar hier is iemand wat sê, ek het 'n oplossing vir die probleem. In my kan jy lewe kry sonder daardie siekte. En ek weier dit. Wat weier ek dan? Dan weier ek die oplossing. Die karakter van Christus. So Christus moes sterf, want net hy het lewe in homself. Net hy kan dit neerlê en die prys van die oortreding betaal. En dan, omdat hy self sonderloos is en God is en lewe in homself het, kan hy opstaan en my nooi om in hom te lewe. Galatians sê, Christ has redeemed us from the curse of the law. Nie van die wet nie. Die vloek wat my te dood veroordeeld het. Being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on a tree.
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Dis 'n geloofsaak. Giving thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood. Is dit 'n Bybelse prinsip dat die Here Jesus vir my moes sterf om my te verlos? Ek wil net seker maak, want ek wil weer julle moet weet, as ek hy pen optel, wat teken ek? And having made peace through the blood of his cross, in the body of his flesh through death, now he has reconciled us to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Asseblief mense, sal die een in hierdie saal wat vandag heilig, onberispelik in sy toestand verkeer, asseblief opstaan, ek wil so graag met julle gesels. Is daar iemand hier? Voel julle onberispelik perfek? Ja of nee? Ek hoop nie so, nie? Ek voel dit nie. Maar ek weet iemand wat onberispelik perfek is. En as hy my beskik deur sy onberispelike perfekte toestand, dan is ek in hom perfek. Is julle met my? So, die bloed, nie net is hy die een volgens die Nuwe Testament wat die wêreld geskep het, nie? Maar hy is ook die een wat ons verlos het van ons sondes. Dis Bybels. Dis wat in die Bybel staan. Ek is syne deur skepping, ek is syne deur verlossing, hy het 'n reg op my, hy wil my in harmonie bring met sy hele skepping, met hoe dit was, na wat dit kan wees, weer in hom, en dit is die hele pakket. Dis Adventisme. Nou wat gaan die wêreld doen as hulle die Adventiste sien? Hier eet hulle wat daar op die boom was, in plek van wat op die hoef is. Hier sê hulle, ons moet die gebooie van God bewaar, en ons moet daai man van sonde ignoreer. Ons moet die skepping en die herskepping onthou deur die Sabbat, as 'n simbool te wys. As hulle dit nie wil doen nie, wat moet hulle sê vir julle? Julle is wetties. Hulle het nie 'n keuse nie. Hulle moet of erken, julle is reg, of hulle moet sê, julle is wetties. Julle is wetties. As jy 'n ander manier nie. OK? Wag, ek wil nou teruggaan na daai ene toe. Ek dink sukkel 'n bietjie met die afstand, maar ons sal sy saak van werk. Die toorn van God. Ons moet hierdie toorn mooi verstaan, mense, dat dit alles te maak met hierdie gesprek tussen die paus en die kerke op die oomblik. So ek gaan nou eers 'n fundament skep, voordat ons die teologie, wat hier ter sake is, aanpak. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. These words show us why God's wrath descended on his only begotten Son. Why the innocent suffered for the guilty, and why the just bore the punishment wholly due to the unjust. Jesus came to bear the penalty of man's transgression, to uphold and vindicate the immutability of the law of God and the rectitude of his government. Hy het gekom om alles te herstel. En die toorn van God het op Christus geval. Vraag. Het God sy seun gehaat en besluit hy gaan hom voeder? Nee. Want die teks sê,
so lief het God die wêreld gehad. Jesus sê, ek en die Vader is een. So op wat het die toorn dan geval, as dit nie op die persoon van Jesus was nie? Op die sonde. Op die sonde. Dis waar op die toorn geval het. En nou, as gevolg daarvan, is die prys van die sonde betaal, geregtigheid het geseëf hier, en genade kon uitgedeel word. So, geregtigheid en genade het mekaar gesoen by die kruis. Dis die verlossingsplan. So die wet is 'n baie belangrike komponent. Die liefde van God is 'n baie belangrike komponent. Hy het gekyk na sy kinders wat AIDS het. Hy het nie vir hulle gesê, julle slegte kinders, julle het almal AIDS. Hy het gesê, ek wil die probleem vir julle oplos. Maar julle het dit geërf. Ek gaan die oplossing vir julle gee. Maar dit gaan my lewe kos. En dan gaan ek dit vir julle aanbied. En ek is die bombeskutting. En dan, wanneer aan die einde die toorn van God uitgegiet gaan word oor sonde, het ek vir julle 'n skuiling. Kom sit in die bomskuiling. Kom sit in my geregtigheid. Want as julle deur my geregtigheid bedek is, dan gaan die toorn van God wat sonde gaan vernietig op hierdie planeet, geen invloed op julle hê nie. Kom sit in die bombeskutting, asseblief. En ek sê, hou jou bombeskutting, ek stel nie belang nie. Wat gaan dan gebeur? Dan moet ek maar vernietig word deur die toorn van God, want ek klou mos nou aan my sonde, ek wil dit nie prys gee nie. So dis die verlossingsplan. Dis hoe hy werk. Christ had entered upon the work of becoming man's redeemer. Christ was to take the wrath of God, which in justice should fall upon man. He became a refuge for man. 'n bombeskutting. Dis Adventiste teologie. God is nie 'n God van wraak en toorn en haat en vernietiging nie, en ek sal jou reg sien boet. Hy is 'n God van liefde, en hy sien die toestand, en hy skep die oplossing. So that he that believes on the Son has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. En die twee woorde hier is effens verskillend. Pisteuo en die ander een is apiteo. Die een is hy wat glo in God, en hy wat nie glo of ongehoorsaam is aan God. En sommige Bybels vertaal dit as ongehoorsaam aan God. As ek in hom glo, dat hy my bedek in my toestand, en dat hy in my werk, dan gaan ek gered word. To break down the barrier that Satan had erected between God and man, Christ made a full and complete sacrifice, revealing unexampled self-denial. He revealed to the world the amazing spectacle of God living in human flesh and sacrificing himself to save fallen man. What a wonderful love. As Christus hierdie liefde getoon het, dan het God die Vader mos dieselfde liefde getoon in sy seun, ja of nee? Maar die katholieke teoloog sê, as God sy toorn op Christus uitgegiet het, dan moet ons die seun lief hê, maar ons moet die Vader haat. Dit is so 'n verwronge idee van die Godheid. En iemand moet dit regstel, een of ander wagter moet gaan staan. So 6 days shall your work be done, but on the 7th day there shall be to you a holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever does work therein shall be put to death.
skrik my dood vir hierdie God. Maar oorgeset synde, kan ons eintlik sê, 6 dae moet jy werk en al jou arbeid doen, maar die 7de dag is 'n heilige dag. Op daardie dag kan jy rus vind in die voltooide werk van God. As jy weier om hierdie geskenk van die rus wat ek jou bied te aanvaar, gaan jy ongelukkig sterf, wanneer God sonde vernietig. Klink dit bietjie beter? Dis eintlik wat dit sê. Maar dit sê dit net op 'n manier waar mense wat die karakter van God nie verstaan nie, dit kan aangryp om God daar te stel as hierdie wraaksugtige, bose wese. Romeine, hy sal jou bedek, en Romeine praat hier van die woord atonement in die Engels. And not only so, but we also join God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Al die ander vertalings praat van reconciliasie, regstel. Maar die King James gebruik daar die woord atonement. Reconciliasie kan 2 partye wees wat man van mekaar verwyder, wat 'n ooreenkoms aangaan. Maar atonement beteken meer die een party wat alles doen om die partye by mekaar te bring. So is bietjie sterker vir my. Dis nie verkeerd reconciliasie nie, want dit is die eindproduk van die proses. Atonement beteken ook, as jy hom uit mekaar uithaal, at one ment. Ons is weer vereenselwig met God. Ons is weer een. Maar die woord wat hy daar gebruik vir atonement is hierdie Griekse woord katalage. En dis 'n fascinerende woord, want ons kry hom ook op 'n ander plek in die Bybel. So Romeine 5 sê, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. En Paulus, sê die teoloog, gebruik hier 'n spesifieke grammatika. Ons lees dit hier. Hy skryf, here Paul uses a perfect passive verb to describe a completed justification. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. The perfect passive in Greek denotes a past event which has an abiding result. So, Christus het iets gedoen en hy het dit aan my toegereken. Dit is 'n bevel. Dit is 'n juridiese stap. Ek is geregverdig in Christus. En dan het die groot woord propitiation. Whom God has set forth to be a propitiation. Die woord daar, halasterion. Through faith in his blood to declare his righteousness for the remissions of sins that are past. Nou, hierdie woord propitiation, halasterion, beteken 'n atoning victim, maar dit beteken ook the lid of the ark. Die genadestoel, die deksel, en dieselfde woord wat daar vertaal is, propitiation, word gebruik in Hebreërs, waar hy praat van hierdie genadestoel, wat die ark bedek. Dit is ook 'n halasterion. Dis 'n wonderlike beeld, mense. Die wet was binne in die ark. En die wet veroordeel my tot die dood toe. En om my te beskik van hierdie vloek van die wet, is die genadestoel wat uit suiwer goud was bo die ark. En dit stel Christus se versoening daar, en hy skerm my van die vloek van die wet. Adventiste moet die minste wettiese mense wees in die hele heelal. Ons moet die kern van die wet verstaan. Hy sal ons bedek, sê die psalmdigter.
So hier is hierdie gedagte van die bombeskutting. Hierdie genadestoel wat my beskerm, soos 'n henna kykens beskerm, teen die vloek van die wet. Nou net om seker te maak dat die protestante weet waaroor dit gaan, kom ons gaan na die Heidelbergse katekisme, en ons kyk, wat het hulle verklaar oor die geregtigheid van Christus? Waaroor praat ons, net om julle te herinner? Die derde engelboodskap. Die belangrikste boodskap van waarskuwing wat nog ooit aan die mensdom gerig is. Adventiste is toevertrou met hierdie boodskap. En die essensie van die boodskap, onthou, is geregtigheid deur die geloof. En ek het nou die Adventiste teologie, wat die Bybelse teologie is, probeer verduidelik. En die protestante, toe hulle ontstaan het presies dieselfde teologie gehad, want Luther het gesê die wet staan, Calvin het gesê die wet staan, Wesley het gesê, ek kan nie 'n oomblik sonder die wet nie, want die wet stuur my na Christus en Christus stuur my na die wet. Hulle het 'n dag verkeerd gehad, maar hulle die essensie het hulle reg gehad, reg of verkeerd. Nou kom ons kyk na die Heidelbergse katekisme. Question: How art thou righteous before God? So terloops, die Heidelbergse katekisme is maar basies Luther en Melanchthon se denke op papier. Answer: only by a true faith in Jesus Christ, so that though my conscience accuse me that I have grossly transgressed all the commandments of God and kept none of them, and am still inclined to all evil, ek het nog 'n gevallen natuur en 'n gevallen neiging, notwithstanding God, without any merit of mine, but only of mere grace, grants and imputes to me the perfect satisfaction, righteousness and holiness of Christ. Even so, as if I never had nor committed any sin, yea, as if I had fully accomplished all that obedience which Christ has accomplished for me, inasmuch as I embrace such benefit with a believing heart. Kan ek dit onderteken? Julle is bang, né? Waar is my pen? Ek gaan teken. Ek het nie 'n probleem nie. Ek sal teken. Want dit is reg. Dis wat die kerk, die protestantse kerk, geglo het. Dis wat hy geglo het. En dit is wat 'n oorblyfsel van die oorspronklike nog steeds moet glo. Dis Bybels. Maar o wee. Dis wat Martin Luther gedink het. Martin Luther maintained that this truth was the difference between a standing and a falling church. If a church upholds the truth of justification by faith alone, then in Luther's judgment it was a standing church. If they did not, then it was falling. The importance of the truth of justification by faith alone is also evidenced in the fact that these two creeds, which arose out of the Reformation, the Belgic Confession and the Heidelberg Confession, maintain and defend this truth, and they do so in precise, powerful and comforting terms. Dit was protestantse geloof. Dit was die geloof van die vroeë protestantse kerk. So, wat gebeur nou met geregtigheid? Geregtigheid is die karakter van God. Oortreding van daai geregtigheid, met ander woorde, om te doen wat verkeerd is, het gevolge. And the same shall drink of the wrath
of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture, into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. For the Lord, said Isaiah, shall rise up on Mount Perazim. He shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange of foreign act. God gaan optree. God gaan almal wat die geskenk van die verlossing verwerp, omdat hulle weier om hom toe te laat om sy werke in hulle te verrig, om hulle weer in harmonie te bring met die verlossingsplan en die skepingsplan. Gaan hy moet vernietig? Anders te gaan daar ewige disharmonie in die hemel wees. Dis die derde engel boodskap. Dit gaan oor geregtigheid deur die geloof en deur niks anders nie. Wil God die mense vernietig? Say unto them, as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ek het alles in my vermoë gedoen om die pad vir julle oop te maak. Ek het 'n bombeskutting gebou wat plek het vir almal. Kom, wil jy? Seek the Lord while he may be found. Turn from your ways. Die Bybel is vol daarvan. Why will you die, O house of Israel? Ek wil nie hê dat julle moet sterf, nie? For the promise that he should be heir of the world was not to Abraham or his seed through the law, but through the righteousness of faith. Dis geloof. Ons is almal gered deur genade. Maar die vrugte, so terloops, vrugte groei op 'n boomstam. Kan 'n boomstam op sy eie vrugte voortbring, ja of nee? Wat is nodig voor daai boomstam die sap kan produseer om na die vrug toe te gaan om hom te laat ryp word? 'n wortel. Wie is die wortel in die Bybel? Christus. So wie bemagtig ons om vrugte te dra wat gehoorsaam is? Gehoorsaamheid is. Christus. Ons is nie wetties nie. Maar ons glo dat God nie net vir my gesterf het om my in sonde te laat voortleef nie, maar dat hy vir my gesterf het om my te herstel. Is dit wetties? Natuurlik nie. Ons moet hierdie dinge duidelik maak aan die mense daar buite. And therefore it was imputed to him for righteousness. Ons het 'n toegerekende geregtigheid. Dis 'n wettiese uitspraak. Ek bedek jou. Jy wat 'n sondige natuur het, kom ek bedek jou. En dan 'n toebedeelde geregtigheid. Laat my toe om my karakter in jou uit te leef. Al wat jy moet doen is sê, doen dit Here, ek gee permissie. Dis al. Jy kan niks anders daaromtrent doen nie. Voluntarily our divine substitute bared his soul to the sword of justice. Is almal hier seker hoekom Jesus vir my gesterf het en vir julle gesterf het? Verstaan ons dit almal? Verstaan ons almal dat ons geen eie geregtigheid het nie? Verstaan ons almal dat selfs ons goeie werke, sy werke in my is of in ons is, ja of nee? Verstaan ons almal dat sy dood noodsaaklik was om geregtigheid heens die vloek van die wet te laat geskied, ja of nee? OK, dan is ons Adventiste. Dan is ons op dieselfde bladsy. En die Heidelberg Katekisme sê, die protestante, behalwe vir 'n dingetjie of twee wat hulle nog nie so lekker gehad het nie, was op dieselfde bladsy, né? We may rest upon God not because of our own merit, but because of the righteousness of Christ is imputed to us. Daar is die gees van profesie. Nêrens is daar 'n wettiese tikkie of titel nie. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once and for all. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Is julle absoluut seker dat Christus
vir ons gesterf het. En dat daar geen ander oplossing was vir die sondeprobleem nie, sonder om geregtigheid te verkrag nie. Is julle almal met my? OK. Jy hoef nie al dit te lees nie. Goed. Ek gaan net 'n paar minute nog afstaan om hierdie ding nou aan julle voor te stel. Dat ons baie mooi moet verstaan wat die verskil is tussen Katolicisme en ware protestantse geloof. Want as ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons saam met hierdie stroom loop en ons gaan die merkteken van die dier ontvang. The Roman Catholic view of atonement, in contrast to the rest that we find in the completed work of Christ through the atonement, of which the Sabbath is the sign or mark, dis maar my gedagtes wat ek hier neerskryf, as it implies acknowledgement of his ownership through both creation and redemption, Roman Catholicism presents another mark of allegiance, which the Bible terms the mark of the beast. Seventh-day Adventism and Catholicism are thus irrevocably irreconcilable with regard to these issues. Catholic atonement takes into account the teachings of the fathers and blends them into a unified whole based on tradition. So in the Rooms-Katholicisme kan hulle nie die uitsprake wat ons in die Bybel gelees het op hulle eie vat, nie? Hulle moet dit wat die kerkvaders gesê het byvoeg en het in 'n blender sit, die pap bedien. Nou kom ons maak net seker, want mense sê altyd, daai ou, hy preek teen Katolicisme, kan hy nie 'n bietjie meer oor die liefde preek nie? Kom ons vra Rooms-Katholicisme wat hulle dink van Adventisme. Wie gaan ons vra? Rome. Kom ons lees dit. Catholic answers. Adventists also subscribe to the two Protestant shibboleths. Sola Scriptura, the Bible is the sole rule of faith, and sola fide, justification is by faith alone. Nou wil ek net een ding vir julle sê. Die duiwel is 'n meester. Hy's briljant. Moet hom nie onderskat nie. Sy gesant gebruik dieselfde intelligensie wat die Satan aan hom toeken. En hy is 'n meester met woorde en woordkeuse. Jy kan 'n dokument lees en jy kan sê, maar dit klink wonderlik. En dan dink jy, maar ek kan my hiermee vereenselwig en ons gaan hoor in die volgende lesing wat Palma voorgelees het en alle evangelikale het gesê, wonderlik, ons aanvaar dit. Nou, hoekom kan ons dit nie aanvaar nie? En hoekom moet ons hulle waarsku dat as hulle voortgaan om dit te teken, soos wat die Luterane dit reeds gedoen het, en die Methodiste, gaan hulle doodgaan vir ewig. Dis 'n saak van lewe en dood. Dis die ernstigste boodskap in die geskiedenis van die mensdom. En wat is 'n shibboleth? Hoekom sê hulle Adventists describe to the two Protestant shibboleths? Sola Scriptura, dis daarom 'n hoeksteen van die protestante, die Bybel alleen, en sola fide, justification by faith alone. Hoekom is dit 'n shibboleth? Kom ons lees verder. Dis hulle wat skryf. Catholic answers. Other Protestants, especially conservative evangelicals and fundamentalists, often attack Adventists on these points, claiming they do not really hold them. Zwaar, want hulle sê ons is wetties, die protestantse kerke.
which is often used as proof that they are a cult. However, along the spectrum of Protestantism, from High Church Lutherans and Anglicans to Low Church Pentecostals and Baptists, there is little agreement about the meaning of these two phrases or about the doctrines that they are supposed to represent. Weer eens, jy's reg, Rome. Dis 'n Bybelse verwarring daar buite as dit kom by die verlossingsplan. Dit is, julle is reg. Nou kom ons lees verder. Seventh-day Adventism cannot change its views on the Catholic Church, being the whore of Babylon, without admitting that they were wrong on the Sunday worship. Dis Rome wat praat, nie ek nie. It cannot admit that Sunday worship is not the mark of the beast without changing its views on the Jewish Sabbath. Nou luister na hierdie sin. Seventh-day Adventism cannot cease to be anti-Catholic without ceasing to be Seventh-day Adventism. Daar's hy. Hoe sê hulle? The gauntlet has been thrown. The dice have been rolled. Hier is die saak. Hier is twee organisasies. En die een organisasie sê, julle is of saam met ons in die Sabbat, en julle volg die beginsels van die Here, nie omdat ons wetties is nie, maar dat ons aanspraak maak op sy geregtigheid, of jy is met die dier. Nou, hier is nihil obstat. Wat beteken dit? I've concluded that the materials presented in this work are free of doctrinal or moral error. Bernardine Carr, STL, Censor Librorium, August 10, 2004. Dis nie 'n middeleeuse dokument hierdie nie. En die kardinaal bevestig, dis moreel en doktrine gesproke korrek. Hier kom die krisis. By wie gaan jy staan? Jy's of by die een, of jy's by die ander. As jy met die dier gaan, dan ontvang jy sy merk. As jy met die ander ene gaan, ontvang jy die seël van God. En nou, in die volgende lesing, gaan ek die doktrine van Rome oor die verlossingsplan bespreek. En dan moet julle nie vergeet wat ons tot dusver bespreek het nie. Dat dit absoluut noodsaaklik was dat Jesus vir ons moet sterf, dat ons geen eie geregtigheid het nie, dat hy die bombeskutting is wat my nooi om in hom te skuil en om in my uit te leef nie. En as ek een van daai hoekstene verwyder, dan het ek nie geregtigheid deur die geloof nie, maar iets anders. Mag die Here ons help om te weet wat die essensie van die derde engelboodskap is. Want dit is nou die tyd wanneer hierdie ding prominent in die wêreld gaan word. Mag die Here ons help. Kom ons sluit in gebed. Hemelse Vader, die finale oorlog het gekom. Dit gaan oor die geregtigheid van Christus. Dit gaan oor die karakter van Christus. Dit gaan oor die verlossingsplan. Dit gaan oor die skepping. En die aanspraak wat die Godheid het op ons as die skepsel. Dit gaan oor ons gehoorsaamheid as 'n uitvloeisel van die uitlewing van u geregtigheid in ons. Mag dit wees dat ons hierdie boodskap aan die wêreld verkondig, sodat hulle dit kan verstaan en terugtreë van die randjie van die afgrond waarop die wêreld nou staan, om hulle ewige verderf te onderteken. Mag ons tussen beide tree, al word ons vertrap. In Jesus naam, amen.